As nou iets gebeur. Ek wil bietjie anders begin volgende. Ek gaan die geoteks lees. Nou Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. En dan wil ek net hierdie stukkie heel onderlees. Gehoorsaamheid aan die wet is inderdaad nie in konflik met genade nie. Inteendeel, dit is wat ons behoort te doen as gevolg van die gawe van genade. Van dese week gaan ons voort met die ondersoek van die wet en genade. Ek wil net, Petrus, sal jy miskien van 2 Petrus 3 vers 15 en 16 lees? Ek dink hierdie versies het, ons moet net verstaan, dat daar is sekere goed is moeilik is om te verstaan in die boeke van Paulus. Drie vers 15 en 16. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan hom geskryf het, net soos in al die briewe. Hy spreek daaroor oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, maar die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skriftelike op eie verdrag. Ek sê, daar is soveel van die dominees en die pastore wat vandag onkundig is daar buite, maar dan is ook van hulle wat die waarheid ken, wat onvas is, eintlik skelm is. Baie van hulle erken dat hy nie sy werk kan want hy gaan sy pensioen verloor as hy na die waarheid toe kom. So, hoekom ek hier aanraak, so 'n bietjie meer as 'n jaar terug, het leraar François oor die Sabbat gepraat een aand met Dominee Symington. Ek weet nie wie die gesprek geluister nie. En direk het die mense gaan na Romeine 14 om te probeer bewys dat die gebooie nie meer geldig is. En wat vir my interessant was, die katholieke priester het ook direk Romeine 14 toegegaan. Maar as jy 'n bietjie agtergrond het in Konsilie van Laodicea, het hulle die boek Romeine uitgegooi. So hoe kan hy die boek Romeine gebruik as maatstaf as hulle die boek uitgegooi? En selfs Dominee Symington, hy het almal Romeine 14 vers 5 en 6 wat praat oor die dae en oor die eetery op die dae. Hulle direk die kant toe gaan dat jy nou enige dag jou Sabbat kan hou en jy kan enigiets wat eet wat jy wil volgens daai 2 verse, maar dis nie wat die verse sê nie. Maar as jy vers 17 lees, dan sê hy die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Hy praat oor spesifieke dae. Spesifieke dae. Dis hy. Nou hulle sê die gebooie hang aan die kruis. Nou as jy 1 Johannes, Stef, sal jy vir ons 1 Johannes 3 vers 8 lees asseblief? Vir my ook 'n klokkie gee, dat kan lei as jy te lank vat. 1 Johannes 3 vers 8. Asseblief, Gerard. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, van die duiwel sondag, van die begin af. Hierdie toe, die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Nou as ons sê, die gebooie hang aan die kruis, dit meen Satan moes die gebooie geskryf het. En die mense besef nie wat hulle sê nie. Ons gaan oor na Sondag toe. So, Jesus was baie slimmer as wat almal dink, want hy tot in Genesis 2 het hy gesê, die Sabbatdag geseën en heilig. Dis 'n spesifieke dag. En hy Exodus 20 vers 8 sê, gedenk die Sabbatdag wat jy dit heilig. Nie elke dag, die Sabbatdag. Want ek weet nie hoekom hulle by dit verby, maar dit is sy heilige dag. En wat oor sy lippe gaan, kan nooit teruggetrek word. Dit is so. As ons net na die karakter gaan kyk van God, Ou Testament en Nuwe Testament, is nog steeds dieselfde. Steeds dieselfde, en as jy glo wat hulle vandag vir jou sê, dan moes die karakter verander het, en die karakter het nie verander nie. Tannie Koekie sal tannie vir ons Romeine 5 vers 12 tot 21 lees. Maar soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood,
en so die dood tot alle mense deurgedryf, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook vir hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle by die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot geregverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sal word, en waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. As ons nou na die laaste 2 versies in Romeine 5 kyk, as jy nou regtig gaan kyk, dan kan jy amper enigiets doen volgens daai 2 versies. Maar wat die mense nie besef nie, soos leraar het my uitreiking gesê, hoofstuk 6 was aan een geskryf. Nou die eerste 2 verse van Romeine 6 gaan 'n deel van eintlik van daai stuk. Staan nie dit vir ons al lees Romeine 6 vers 1 en 2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Baie duidelik. Baie mense besef nie, is mense wat die hoofstukke in plek gesit het. Dit was aan een geskryf. En toe mense besluit waar kom die hoofstuk in. Maar daai 2 versies moet eintlik saamgewees het by 5, einde van 5. Ons gaan oor na, ons is nou reeds daarso. Kyk waar is die belangrikste. Ek wil nie alles lees nie. Hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Met ander woorde, ongeag die nadeel van sonde, is die genade van God genoeg om die sonde te bedek vir diegene wat op sy beloftes van geloof steun. Gelei deur die vertolking van 1 Johannes 3 vers 4, sonde is immers oortreding van die wet van God. Beperk vele mense die sonde net tot die oortreding van die 10 gebooie. 'n meer letterlike vertaling sou wees, die sonde is wetteloosheid, anomia, enige iets wat in stryd met die beginsels van God is sonde. Ek weet dit sê, die wet kan jou nie regverdig nie, maar dit lei jou na regverdigheid toe. As jy volgens daai stelsel, jy sal nie steel nie, jy sal nie begeer nie, jy sal nie doodslaan nie, dit sal jou regverdig op die einde, maar die wet self kan jou nie red nie. Jesus het die wet in volle nagekom. Ten volle. Hy het vir ons gewys. Asseblief sê. Ek dink Leraar Andre het vir ons laas mooi verduidelik. Hy sê as daar geen wet is nie, is daar dan geen oortreding nie. So wat is die maatstaf dan? Ja, ons kan miskien daai 2 versies lees. Romeine 4 vers 15, Stef, en 5 vers 13, Petrus asseblief. 15. Want die wet werk toorn, maar waar geen wet is, daar is ook geen oortreding. Want voor die wet was daar al sonde bewerk, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Is daar nie 'n reëls is nie, soos daai stukkie, ek dink dit is so verlede week se les van die vrou wat die spoedoortreding begaan het. Toe kom sê die speedkop pa hoor nie, moenie worry nie, ek het die wet tot niet gemaak, jy kan maar maak wat jy wil. Dit is nie in sy mag nie, en dit is ook nie in ons mag om God se wet te probeer verander of kan verander nie. Dit is vir altyd, staan vir ewig.
Wat het ons altyd gesê? Hy het iets gesê, Tannie, wat hy sonde protesteer nie teen die wet. Wat het hy gesê? Hy het altyd interessant gesê, dat ek dit kan vergeet. Ek probeer altyd vir die Maar mense- sonde is as jy teen die wet is. Die mense sê, ons is onder genade, self my familie, ons is onder genade nie meer onder die wet nie. Ek sê dit altyd so, kom ons sê, die wet is 'n kwaai bil in 'n kamp. En genade is die skokstok wat jy mee rondloop om die bil mee weg te hou. Maar nou vat jy die bil uit die kamp uit, maar jy loop nog steeds met skokskop. Waarvoor? Is dan nie, 'n wet is nie nodig vir genade nie. Hy het nie genade nodig. Die genade en die wet werk saam, is soos 'n balanseerbal. Jy loop, as die wet te swaar is, gaan jy daai kant afval. As genade te swaar is, gaan jy daai kant afval. Die twee werk saam, dit kan nie sonder mekaar. Ja, die wet is 'n beskermer vir ons. Dis hy. Romeine 7 vers 7 sê hy wys ons die sonde. As iemand miskien vir ons Tannie Koekie, sal Tannie vir ons Romeine 7 vers 7 lees. Wat sou ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as met die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het, as die wet nie gesê het, jy mag nie vergeet nie. Meer duidelik wil ons dit wil hê. Vers 12 asseblief. Dis is die wet heilig, en die gebod is heilig, en regverdig, en goed. En dan 22 van ons daarby. 22 Ja, want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlijke mens. Ons het nou Romeine daar bo gelees 5 vers. Okay, ek sien hulle sê ons moet hier ag gee op Romeine 5 vers 12, 17 en 21. Peter, sal jy dalk vir ons daar kan lees, Romeine 5 vers 12, 17 en 21. Daarom, soos daar een mens die sonde die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgebring het, omdat almal gesondig het. 17 en 21. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang. In die lewe heers daar die een, Jesus Christus. Sodat die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Sy het miskien vir ons Romeine 5 vers 14 ook lees. Ek sien ek het hom hier so net geskryf. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam, wat 'n voorbeeld is van hom wat sal kom. As ons nou sê die dood het geheers tot en met Moses, wat probeer dit vir ons sê daar? Daar was basis van dat Adam gesondig het, was hy, alhoewel die seremonie, hulle weet eintlik al in die tuin van Eden, maar na die sonvloed was daar nie iets om die mense te kon regverdig of hulle sondes te vergewe nie. Die seremoniele wet by Moses gekom. Moses het dit gebring en gesê, okay, dis hoe ons die sondes kan vergewe. Tot en met hom was daar nie plan van verlossing nie. Want na Moses in die tweede Adam. Eerste Adam het sonde gemaak, dis Adam. En die tweede Adam is die Here wat kom. Christus, wat het vir ons weggeneem het. Wat na Moses Dis hy. As ons net Hebreërs 4 vers 15 lees, daai versie is redelik belangrik. Uncle Roy, will you read it for us? Hebrews 4 verse 15. For we are not an high priest who cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Hy het net soos ons versoek gewees, maar hy het nooit gesondig nie. Nooit gesondig nie. Dis Gerard ook net vandag sit onder op die onderste blaadjie. As die tweede Adam het Jesus die wet ten volle nagekom en so die vloek van die sonde verbreek. Sy geregtigheid kon nou die gelowige sinne word.
'n persoon wat ter dood veroordeel is deur die oorerwing van sonde van die eerste Adam, kon nou die gawe van die lewe omarm deur die aanvaarding van die geregtigheid van die tweede Adam, Christus. Ons gaan oor na Maandag toe. Ek het hierso vir my 'n stukkie geomkring, so ek dink ek moet seker maar daai stukkie lees. Een van die moeilikste begrippe vir Christene om aan die verstand te bring, is die voortgesette rol van die wet vir diegene wat deur genade gered is. As die gelowige geregtigheid bekom deur die toerekenheid van die lewe en die dood van Christus, waarom is dit dan steeds nodig om die wet te eerbiedig? Hierdie vraag bied nog die geleentheid om 'n sleutelgedagte te herhaal. Die wet was nooit bedoel om verlossing te voorsien. Die funksie daarvan na die sondeval was om die sonde te definieer. Tog doen die kruis nie weg met die behoefte van die persoon om die wet van God te volg nie. Net soos iemand wat verskoon is vir die oortreding van 'n verkeerswet, dan kan voortgaan om verkeerswette te oortree nie. Kom weer soos daai stukkie van laasweek. Ons kan nie oortree nie. Wat is die implikasies van lewe van genade te voer volgens Romeine 6 vers 12, 15 en 23? Stef, sal jy vir ons daar lees? 6 vers 12. Nou die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees. En dan 15. Wat dan sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade, nee, stellig nie. 17. Ja. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het, aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. As ons die voorbeeld vat wat Paulus hulle vir ons gegee het, hy het steeds gesê, ek is ouder onderhouding van die wet, hy onderhou die wet steeds. As 'n stukkie, ek het nou nie my Bybel by my nie, ek het hom vir Stef gelos, dat sy kan lees. 1 Korintiërs 9, gaan ek die kant te Stef, ek dink is hier van 13 af. As ons sonde vir julle die geestelike gesaai het, is julle groot saak as ons julle stoffelijke goed maak. As ander deel het ons die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie. Ons het evenwel nie gebruik gemaak van die reg nie, maar ons verdra alles. Om geen hindernisse van die evangelie van Christus in oorsaak. Weet julle nie dat die wat met die heilige julle werk en die heiligdom ken, en die wat by die altaar besig is met die altaar deel. So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig bepaal dat hulle van die evangelie moet leer. As 'n stukkie verder, hy sê soos die Jode die wet van die Jode gehou. Ja. En onder Christus die wet van Christus. 20 jaar. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te wen. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te wen. Die wat sonder die wet is, soos een sonder wet. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te wen. Dit is baie keer moeilik, is soos die versie wat ons gelees het, is Efesië 2 Petrus 3 vers 15 en 16. Jy moet mooi luister, soos Gerard sê, lees Romeine met die vinger. En mens moet mooi luister. Maar hierdie Jode, hierdie storie, hy is nie skynheilig om saam met hulle te praat nie, maar hy werk takvol, hy bevriend hulle. As jy iemand bevriend en jy neem hom ook in ag, jy bly op praat, dan kan jy jou dingetjies mooi inbring en vir hulle wys in die Bybel. Want hy sê net nou vir my gevra vir die teks en goed wat hy moet opsit. Ek is so gewoond om met mense te praat. Want ek wil alles wys. Ek wil nie praat nie, sê ek moet wys vir jou. Want hulle wil net praat en jy wys vir hulle. En dit is beter om te wys dit is. Dit staat so geskrywe, ja. Ja. Jammer oom. Gestaanderheid en duiwelstudie het ek op iets afgekom. Duidelik was Jesus gewees sonder sonde. Ja. Want hy was getoets soos ons en alle weer, maar tog sonder sonde, is wat Ronnie net gelees het. As ons kom by die reiniging van die tempel dan,
was Jesus, want dis die vraag wat baie mense in Bybelstudies vra. Was Jesus' actions justified by what he did? Want baie mense sê dit was meer verloor en fisies kwaad geword daar. Maar dit was, even dit was geklassifiseer sonder sonde. En dit was, even daai was nog steeds deel van die wet, om goeders uit te gooi, as dit nie ek sal sê nie sagmoedig nie, maar daar sekere dinge wat net totaal ontoelaatbaar is. Het word uitgegooi, uitgeslaan met swepe, en dis dit. En hy het dit so gedoen, en nog steeds, even die aksies wat hy daar gedoen het God nie gesien as sonde nie. Dis nog steeds deel van die wet. Mens moet 'n sekere standaard handhaaf. Soos baie keer mense word kwaad vir Chris, maar mense baie keer verstaan, hy sê baie keer, soos ek kan dalk iets onkundig sê. En as dit nie direk reggestel word, kan 'n onkundige persoon nie uitgaan. En hy sal dit altyd onthou, daai ou in die Adventiste kerk het so gesê. As kom ons sê, dit is so belangrik, as daar iets verkeerd dalk gesê word, dat dit direk hier in die kerk reggemaak word. Okay, genade en die wet is nie teenoorgesteldes nie. Hulle weerspreek mekaar nie. Hulle is in der waarheid op 'n kragtige wyse verbonde. Die wet, omdat ons nie kan red nie, dui vir ons aan waarom ons genade nodig het. Genade staan nie teenoor die wet nie, maar teenoor die dood. Ons probleem was nie die wet self nie, maar die ewige dood wat gevolg het op die oortreding van die wet. Ons moet nie verskoning soek nie. En die genade gebruik om sondig nie. Ja, sy. Want as 'n mens nou gaan kyk buite, almal erken 9 van die gebooie, maar die belangrikste een, die kroon van die gebooie, is uitgegooi. Almal erken, jy mag nie vreemde gode dien nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, jy mag nie doodslaan nie. Maar sodra jy praat van die Sabbat, nee, hy hang in die kruis. Ja, dit is ek nie verstaan nie. Maar dit sê dan die 10 gebooies in die kruis genaam. Ek het 'n DVD wat Stef se vriendin vir ons gegee het, gebruik Kolossense 2 vers 14, die getuigskrif teen julle. Nou sê hulle nee, dit is die gebooie, maar as jy gaan die getuigskrif lees, Deuteronomium 31 vers 24 tot 26, sê Moses toe hy die wet geskryf het, tot aan die einde toe, sê hy vir die Lewiete, vat hierdie wet, en sit dit aan die kant van die verbondsark, as 'n getuie teen julle. Die getuigskrif teen julle is die seremoniële wet. Die gebed van God was nooit teen ons nie. As iemand nie steel van jou nie, is die wet teen jou, vir jou. Dis vir jou. Dus Kolossense 2 praat van seremoniële wette wat dit is. Ja. Hy praat van eet en drink en al daai goeders. En die sedewet het nie eet en drink by nie. Seremoniële wette wat hulle teen mekaar hang. En hy sê ook nie dat die wet is in die kruis vasgenaal. Hy sê dit nie, maar hulle sê dat die Sabbat is in die kruis, Kolossense 2. Hallo van Kolossense 2 vers 16, laat niemand julle oordeel spys en drank, feestydde, nuwe maan of Sabbat nie. Maar daar was geen feestydde in die 10 gebooie nie. Die feestydde was almal in die seremoniële wet. Was nie eet en drink by die sedewet. Ja, maar sorry, daai vers, daar praat ons daar van Sabbatte. Wat nie van die Sabbat, ons het Bybel sê Sabbat, maar as jy reg vertaalde Bybel het, ek dink die King James sê Sabbath. Ja, daar's 'n duidelike verskil tussen Sabbatte en Sabbat. Ja. Dit is klomp klein Sabbatte, klein rusdae wat hulle ingestel het, in teenstelling met die Sabbat. Maar daar's in die Bybel dit sê, the Sabbath day was the Sabbath day of the Lord. Dis een ding, is 'n spesifieke ding. Jy kan nie daai een ding vergelyk met Sabbatte nie, want dan sit ons nou baie. Ja, nou omdat ons Afrikaanse Bybel daar verkeerd vertaal is, hy sê net Sabbat. Nou verdink hulle, maar daar is geen feestydde of nuwe maan in die 10 gebooie nie. So weet jy kom hulle by dit uit nie. Okay, ons het laaste gelees, waar het jy gelees 6 vers 12 en 15, né? Okay, ons gaan oor na Dinsdag. Romeine 7 vers 13 tot 25. Ella, sal jy vir ons lees? Romeine 7 vers 13 tot 25. Die goeie dan vir my die dood geword, nie stellig nie, maar wel die sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die geword, uitermate
sondig kon word. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Tot 7. Tot 25. En as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan stem ek die wet, dan stem ek die wet toe, dat het goed is, maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my oorkom, want ek weet dat in my, die wil in my vlees niks goeds wil nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon, ek wil dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, as die kwaad by my aanwesig, want ek verlustig my in die wet, wat God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my, lede wat stryd voer teen die wet van my gebod, en my gevangen neem onder die wet, wat die sonde wat in my lede is. En ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie sonde? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. As ek nou hierdie stukkie onder te lees, sou jy onseker wees oor wie in hierdie verse aangespreek word. Is u nie die enigste persoon nie. Vir eeue lank het teoloë ook geworstel met die vraag. Die persoon na wie verwys word, is niemand wat behaag skep in die wet van God, klink kwaadlik na ongelowige. En tog verslaaf blyk te wees aan die sonde, wat nie sin maak nie, want Christene word krag oor die sonde beloof. Dan kan ons miskien net die kommentaar van die SDA Bybel wat hulle hier gee, die skrifgedeelte blyk te wees om die verhouding aan te toon wat daar bestaan tussen die wet, die evangelie, die persoon wat besbus geword het van die geweldige stryd teen sonde, ter voorbereiding vir verlossing. Paulus se boodskap sou dan wees dat al sou die wet dien om die stryd te verhaas en te verskerp, kan alleen die evangelie van Christus verligting en oorwinning bied. Hoe kan ons ook al hierdie skrifgedeelte kyk, moet ons altyd bewus wees daarvan dat die persoon wat in stryd met sonde steeds in staat is om 'n vrye keuse uit te oefen. Soos Christus in Hebreërs 4 vers 15 wat ons net gelees het. Hy was in sonde onderwerp, maar hy het dit nooit gedoen nie. En hy het nie medelee met ons as ons swak is nie. Beloftes raak in die oorwinning van sonde betekenloos te wees. Ons gelyk soos Matteus 5 demonstreer, begin die sonde dikwels voor die daad plaasgevind het. Soos iemand wat begeer, het al klaar egbreek gepleeg, net om te dink daaraan. Gevolglik oortree 'n persoon die wet deur net aan iets sondigs te dink. Gewoonlik sou hierdie werklikheid 'n bron van frustrasie wees in konteks van Romeine 7. Egter mag die individu hopeloos wees, maar nie hopeloos nie. Vir die persoon wat in die gees lewe, dien die alomteenwoordige wet as 'n onveranderlike herinnering dat verlossing van veroordeling deur Christus kom. As ons dalk Romeine 7 vers 24 kan lees aan die koekie, en Petro, jy dalk ons 8 vers 2 lees. 24 as ek dit kan lees. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Van die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak, van die wet van die sonde en die dood. Dankie, ons gaan oor na Woensdag. Maar ons het 'n daaglikse stryd om te stry. Daagliks. Sonde is met ons al televisie, publiek. As jy net gaan bestuur en iemand ry voor jou in, woede. Okay, dan Romeine 9 vers 30, dat die koekie sal tannie vir ons lees. En Uncle Roy, 10 verse 4 please, Romans 10 verse 4. Romans 10 verse 4.
Ja, Tannie Koekie 9 vers 30 is ook. Wat sou ons dan sê dat die heidene by die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid dat hy verloor is? For Christ is the end of the law, for righteousness, everyone can believe. Hulle sê, die gee hier vir ons onder mooi, wat bedoel het eintlik hierdie, Christus is die einde van die wet. Maar watter wet het, my opinie, watter wet het op einde gekom, toe Christus sterf? Die ceremoniële wet. Dit is hoe ek het sien. Daai wet het op einde gekom, toe Christus sterf, toe kom daai hele wet op einde. Romeine 9 vers 27, in die middel van die week, die spysoffer en slagoffer opgegaan. Ja, Daniel 9, jy sê Romeine, Wat het ek gesê? jy het gesê Romeine 9, Daniel, in die middel van daai week, het slagoffer en spysoffer opgegaan. Ja, Dit is toe Jesus gesterf het en die gordyn geskeur het van voor na onder. Ja, soos Hebreërs 10, ek sê baie van die mense net gaan lees, daar sê Christus self vir ons, wat is aan die kruis gehang. Sondoffer, slagoffer, skuldoffer, jy kry nie 10 gebooie daar nie. Hy gee vir jou alles wat aan die kruis hang daar. Ek sien hierso, Tannie Koekie, ek het net gevra 30, maar lees ons 31 ook, ek sien ek het 31 hier gemerk, ek weet nie hoekom nie. Ja, eintlik, daai stukke wat ons moes lees, dit is 9 vers 30 tot 10 vers 10. Okay. Dit is nie net, maar in elk geval 9 sê jy vers 31. Terwyl het is waar die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Dit is soos die heidene het dit gekry, omdat hulle Christus aanvaar het. En die Jode wat die wet gehad het, maar Christus nie aanvaar het nie, het dit verloor. En soos in die geval van die res van die sendbrief van Paulus aan Romeine, is Paulus se doel ook om in die verse om die ware bron van geregtigheid te verduidelik. Die wet is 'n aanduider van geregtigheid, maar dit is magteloos om mense regverdig te maak. Ek gaan nie alles lees nie, die regverdigheid gestreef het, dit verkry terwyl Israel wat gestreef het, dit is daai versies wat ons nou gelees het, om die regverdige wet te onderhou, dit nie verkry het nie. Hy sê eenvoudig dat die wet nie geregtigheid na 'n sondaar bring nie, of dit nou Jood of heiden is. Baie Jode was ywerig in hulle begeerte na geregtigheid, maar hulle soeke daarna was vrugteloos en sonder die regte insig. Fraantjie, sê jy vir ons Romeine 10 vers 2 lees? Getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder dit. Ja, maar hulle was weties. Dis hy, hulle het gedink die wet alleenig kon hulle red, en hulle wou Christus ook nie aanvaar nie, want hulle het 'n verlosser gesoek wat hulle kon verlos van die Romeinse juk. En Christus het nie vir daai doel gekom nie. Dis hy. Hulle het 'n voorwerp van God se openbaring, die wet geneem en dit verwar met die bron van hulle verlossing. So goed soos die wet is dit nie goed genoeg om enige iemand te red. Trouwens, eerder as om 'n persoon regverdig te maak, lig die wet persoon se sondigheid uit. Dit benadruk die behoefte aan regverdigheid. Die wet lei 'n mens nie na Christus soos die belydende siel na die wet wys. Die wet lei na hom opsien vir verlossing. Die wet herinner alle Christene dat Christus vryspraak geregtigheid is. Romeine 10 vers 4. Dit is die ander versie wat hulle sê, einde van die wet, Christus einde van die wet. Dan gaan net die laaste stukkie onderlees. Diegene wat die wet ernstig beskou, loop altyd die gevaar van wettiesheid, om te streef na hulle eie geregtigheid, daar te stel. Soos ons streef om die wet van God te gehoorsaam. Hoe kan ons versigtig wees om nie te beland in wat in baie 'n listige valstrik kan wees nie? Ek het dit self agterkom in ons kerk. Leon Daas was verlede jaar by konferensie by Darwin. En hy is honger. Hy sê hy gaan gou ry. Dit is nie op die Sabbat, ek dink Sondag gewees of so. Of 'n opleiding. En hy sê hy is honger, hy gaan net gou ry of hom 'n hamburger koop. Toe tree die een ouetjie man, hy sê jy mag nie vleis eet nie. Die Bybel sê jy mag nie vleis eet nie.
Baie van ons mense maak 'n geloof uit die gesondheidseet. Kyk, ek glo die gesondheidseet is tot ons almal se voordeel, maar ons moenie 'n geloof daaruit maak nie. Ons moet nie wetties word nie. Dis hy. Party mense glo jy kan nie eens op die Sabbat in die dorp gaan rondloop. Al koop jy nie, al doen jy niks nie. Hulle glo dat jy mag dit nie doen nie. En jy kan in die natuur gaan rondloop. Ons is nou net soos die Fariseërs. Ons sien al die klein dingetjies daar, maar die groot dinge is nog nie daar. Ons sien wat ingaan nie, dis wat uitkom. Dis jou voordeel is baie beter om sit aan die mense as om goed te wil praat. Dis hy. Doen eerder self dat die mense jou kan sien. Hulle moet die Christen in jou kan sien. Ou klein Robbie wat hier kom preek, baie keer kom preek. Hy sê sy pa sê pas op as iemand sê hy's 'n Christen. Is hulle wat skelm is. Hy sê 'n Christen moet jy sien hy's 'n Christen. Hy moet nie vir jou sê hy's 'n Christen. Ons gaan oor na donderdag toe. Ek sien ons is bietjie vroeg vandag, maar ek het hom so vroeg gekry. Ek het hom al kwart voor gekry. Dit is 'n bietjie vroeg oor donderdag toe. Ja, daai Galasiërs 3 vers 21. Petrus, sal jy vir ons lees? 19 tot 21. Uh, 19 tot 21. Galasiërs 3 vers 19 tot 21. Wat beteken die wet dan? Dit is uitgevoer weens die oortredinge totdat die soort van wie die belofte gedoen is sal kom. En dit is deur die engele beskik deur tussenkoms van 'n bemiddelaar. En die bemiddelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God nie salig nie, want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewe te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kan word. As jy dit ons vers 24 lees, Die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Hoe ek baie dit sien, soos 'n leraar verlede week gesê het, in Adam en Eva se tyd was dit op hulle harte en hulle verstand geskryf. Hy het self met hulle gewandel. Hulle het presies geweet wat hy wil hê, wat is die standaard wat ons moet volg ons lewe. Maar na die sonvloed was hierdie mense 400 jaar lank in Egipte. Tussen hierdie valse aanbidding en goed. Ons het nou so 'n week of 3 terug geluister dat hulle 7 dae gewerk het, maar wat nie regtig 7 dae gewerk nie. Want hulle, as jy gaan kyk die Egiptiese gelowe, hulle het die songod Balder, die songod aanbid. Sondag was hulle dag van aanbidding. So hulle het Sondag gerespekteer. Ek het self 'n DVD, hier groot mense wat die DVD's maak, hulle weet almal hierdie goed. Wat ons vir 'n klein Eliane gekoop het, is die Exodus van Moses en Farao. Kom Farao by Moses en sê vir hom, hoorie, oormôre is die dag van Dagon, die songod. Julle beter sorg dat sy standbeeld klaar is. Dagon sê Moses vir hom, nee, sorry. Môre is die Sabbatdag van die Here. Môre werk ons nie. So jou standbeeld gaan nie klaar wees nie. So hulle het alreeds, daai mense het geweet, wat as hy sê môre is die Sabbat, dit is Saterdag gewees, Sondag is die dag van Dagon, hulle het Dagon se dag onderhou, songod, en toe God hierdie mense uitgehaal het uit Egipte uit, wat het hy die heel eerste ding gedoen, toe hy in die woestyn kom met die manna? Hy het die Sabbat ingestel, hierdie dag van aanbidding is nie aanvaarbaar vir my nie, dis my dag van aanbidding, julle hou hierdie dag, want hulle was gewoond om die songod te aanbid, daai kant. So, hy moes strafmaatreëls, dis kom, as jy iets verskrikliks gedoen het, was jy gestenig. Hierdie mense, die was 'n klomp moeilike mense, as jy gaan kyk, en nie een van hulle het die beloofde land gesien, net Joshua en Caleb, dis die enigste twee wat die beloofde land gesien het.
As 'n moeilike mense, dan moes regtig 'n tig meer 'n strawwe maatreëls ingestel, soos in die weermag. As hierdie ouetjies soos as jy hier met jou lang hare op die weermag aankom, binne 'n week maak hulle jou size. Dis hoe hulle gemaak het daar, dat hierdie mense teruggebring. Maar hoekom is Moses in die hemel vandag? Dis omdat hy daarop sy tande gehad met daai klomp gesig. Ek glo so. Ek glo so. Ja. Want hy het swaar gehad. En nou neem ons hom kwalijk omdat hy die rots geslaan het, nie die rots praat het nie, maar kyk net hoe fyn is dit gesny. Hy het die beloofde land nie gesien nie. Gaan ons die beloofde land sien. En sê, Dis so 'n klein ding, ons sal moet oppas. As jy die verkeerde dag hou, kan jy ook dit verkoop. Weet jy eintlik hoe hoog is God se standaarde dan? Ja. Hy is nie bereid om sy standaarde te verander nie. Ons moet, en daai standaarde is daar gesit, soos Deuteronomium 28 vir ons sê, jy gaan nie links af nie, jy gaan nie regs af nie. As jy links af gaan of regs af gaan, gaan al die plaaie jou vang. Jy sal sien die seën is tot en met in vers 15 en dan is die plaag tot vers 68. 68 is jy wel van die pad afgaan. En God bring dit nie oor jou en my nie. Is jou keuse. Hy weet al die slaggate. Dis kom hy sê jy moet nie links of regs afgaan nie. Bly op hierdie pad wat ek vir jou gee. Bly by die gebooie. Dan sal jy nie betrokke raak by daai slaggate. Afhangende die vertaling word die wet in vers 24 geïdentifiseer as 'n toesighouer, skoolmeester, leermeester, beskermheer en ander amptsbenamings. Die Griekse term verwys na 'n slaaf wat deur 'n ryk individu in diens geneem is om 'n tugmeester vir sy seun te wees. Dit is die tugmeester se verpligting om te verseker dat die seun selfdissipline aanleer. Ondanks die feit dat hy 'n slaaf is die leermeester die gesag gegee om die seun in toom te hou, al sou dit beteken dat liggaamlike straf toegepas moet word. Wanneer die kind wasdom bereik, het die leermeester geen gesag meer oor hom nie. As ons nou net bietjie afonder toe, al sou die leermeester geen gesag meer hê oor die volwassene seun nie, is verwag dat die lesse wat hy geleer het, om in staat sal stel om 'n volwasse besluite te neem. So, jy weet wat se reg en verkeerd. As jou kind die huis verlaat, verwag jy van hom, daai waardes wat jy hom geleer het in die huis, hy steeds daarby bly. Benewens die rol as leermeester het die wet ook opgetree as toesighouer, wat die gelowige sal beskerm, tot die tyd van geloof sal aanbreek, Galasiërs 3 vers 23, ons het hom gelees. Hierdie punt stel Paulus nadruklik, want hy sê dat die wet ons nie na Christus bring nie, sodat ons deur glo vrygespreek sou word, vers 24. Ons gaan net oor Vrydag toe, 'n stukkie daar wat ek onderstreep het. Die wet openbaar die sonde aan ons en bring ons tot 'n besef van ons behoefte aan Christus en ons toevlug na hom te neem vir vergifnis en vrede deur die uitoefening van berou teenoor God en die geloof teenoor Here Jesus Christus. Nou is ons glo wat party mense glo jy kan nou maar Sondag gaan maak wat jy wil. Dan is die versie in 1 Johannes 1 vers 9 verkeerd. Stef sê vir ons lees. 1 Johannes 1 vers 9. 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te red. Ons is ons bely. En as ons kan doen wat ons wil, sou dit nie nodig gewees het nie. Die wet van die 10 gebooie word nie beskou te word soveel uit die oogpunt van afkeuring as uit die oogpunt van genade nie. Sy verbiedinge is sekere waarborg van vreugde en gehoorsaamheid, soos dit Christus ontvang as lei tot reinheid van karakter, wat vir ons ewige vreugde bring. Vir die gehoorsame siel is dit 'n muur van beskerming. Ons sien daarin die goedheid van God, wat die onveranderlike beginsels van geregtigheid aan die mens openbaar. Dit trag om die mens te beskerm teen kwaad wat uit die oortreding gebore word. Die wet werk albei kante toe. Die dief wat van jou steel en weggehardloop word, kry pak slag en hy beskerm jou teen die dief. Vrae vir bespreking,
gesels in die klas oor die wonderlike hoop wat gevind word in Galasiërs 3 vers 21. Hoe word die evangelie van genade so duidelik hier aangebied? Waarom sou hierdie vers die beslissende teenmiddel wees vir wettiesheid? Petrus, sê jy net weer vir ons lees, Galasiërs 3 vers 21. Dis die wet wat dan teen die beloftes van God nie eensadig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat die krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Dankie. 'n Goddelike lewe laat nie die moontlikheid van 'n keuse vir diegene wat na hulle self as kinders van God verwys nie. Baie mense wat dit goed bedoel, beklemtoon die behoefte dat volmaaktheid bereik moet word as ons begeer om die koninkryk van God in te gaan. Is ongelukkig so dat diegene wat hierdie lering huldig nie alleen selfgenoegsaamheid bevorder as 'n sleutel tot verlossing nie, maar ook ignoreer hulle die werklikheid van die sondige menslike natuur. Maar is ons ook die, Sari, sal jy vir ons lees, het jy Bybel by jou? Hebreërs 12 vers 14 asseblief. Hebreërs 12 vers 14. 14, ja. Ja, die vrede naam het almal en heiligmaking sonder niemand die Here sal sien. Stef, lees ons 1 Petrus 1 vers 16. Wat daar beskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wie sê heilig is? Waar kry jy dit? Jy bekend? Openbaring 14 vers 12. Hierdie kopie lei saam met die van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en geloof in Jesus bewaar. So ons is heilig. Dat daai standaard is gestel daar. Die standaard is gestel. Ons nie veel voor die tyd nie. Ons gaan nou 'n bietjie 5 minute langer kry om bene te rek. Is daar iemand dalk nog wat ietsie wil sê? Ja, ek wil. Asseblief, Ella. Miskien het ek jou verkeerd verstaan. Ja. Jy het gesê, dis nie gesê dat ons koop, ons gaan in die dorp gaan loop, maar ons gaan nie koop nie, ons wil nie koop nie. Ja, dis reg. Ek sê dat daar nie so nie. Ek hou jou gedagte weg met dit nog meer. Want nou gaan loop jy in die dorp, jy sien dinge wat jy nie moes gesien het, jy begeer miskien dinge wat jy sou begeer. Dit is nie vir my reg nie. Ek wil jy bepaal jy die dinge van die Here. Die skrif sê ons nie ons gewone gang gaan nie. Ja. Maar as ek dorp toe gaan en koop of verkoop, maar as ek nie dorp gaan loop en dan gee jy evangelie, al is dit aan 'n prostituut, doen ek nie dinge van die Here nie. Ja, maar Ja, dit is 'n ander saak. Dis wat ek moet sê, mens moet nie dinge soos die Fariseërs doen, Roy net het gesê, pas op, dat ons nie pak op mense sit wat hier op stelsel sit nie. Maar ek stem saam met Tannie Ella. Mense bly weg uit sulke plekke. Ek dink mense kan seker in die veld gaan stap of langs 'n dam gaan sit en Ja, jy kan. Ja, dis in die natuur. Dis in die natuur, jy kan dit doen, maar dit is maar in die dorp sal ek dit sou sê. Dan gaan net so wel gaan koop. Maar pas op met dubbelstandaarde, want soos nou dat ons vir die uitreiking, jy goed gaan uitgee vir die dorp. As dit nie nog die dorp nie. ja, maar onthou net wat dit ons gedoen. Ja, maar dit is wat ek sê, as jy in die dorp gaan loop, jy Sal kan alles nog nie evangelie. Nee, Tannie Ella wat Sonny nou bedoel het. Kyk, jy kan in die dorp loop, maar nou nie daar waar die besighede is. Ja. Die winkels en daai beste. Maar weet jy, die groot ding is, ons moet nie sonde gaan soek waar daar nie sonde is. Ja, dit Ons moet nie oral kyk, ek kan nie hierdie hoek loop want daar is sonde. Ek kan nie daar omgaan op 'n Sabbat nie want daar is sonde. ja, nee. Die sonde begin hier. Ja, dit is so, En dis dan gaan dit in jou aan. Matteus 5, Want ja, die dit is eerste ding, dit is wat daar die sonde begin. Dis hy, want ek sê, as jy vandag gaan kyk, die dominee gaan in die kerk uit. Dan gaan hy die Shoprite of gaan koop. Ja. Die dominee, Loop dit sy windtas. dis hy. Dis ek ook so, as jy daar in die dorp loop en jy doen die dinge van die Here, is dit nie fout nie. Ons moet nie dubbelstandaarde hê nie. Ons kan 'n voorbeeld opnoem. Ek bak
Nou dat jy daar raak, ek gaan maandag, ons het 'n wysmeis. Hy eet nie gif nie, hy val nie gevang met trap nie, hy kom nie op die gom nie. Gaan ek maandag, dan is nog 'n bietjie koeler dag op maandagoggend, dan kom ek daar by Tannie in die bottelstoor en soek 'n half jackie ou brandy, want hy hou van wyn en gif gemeng. En nou sê ek vir die Tannie daar, jy weet, ek hoop die wyn werk met die meisie, want ek weet mense raak roekeloos as hulle gesuip is. Ek hoop dit werk met hom, nou sê die Tannie kyk my so skepties aan, jy het nie geweet, ek kom in dit sê, dit is lekker koud. Hulle glo jou. En soos Christus toe hy met die sondaars gesit het, hulle sê, hy kyk daar, hy meng met die sondaars. Dit is dieselfde met ons. As ek op Gerald daar in die dorp sien en ek praat met 'n meisie met klere aan, gaan ek sê oor ek kyk op Gerald hoe gelowig is hy. Ek gee die evangelie aan prostituie, of gaan ek sê nee, hy het met 'n prostituut gestaan gesel. Dit al mense. Ons moet versigtig wees. Hierdie is so ontuisne. Ja. Hy sê vir my, hy wil die Tannie wil vrugtekoek, Tannie Lillian wil vrugtekoek bak. Nou wil hy die daar ingooi, want dit hou die vrugtekoek, laat hy mos nou nie vrot word. Nou gaan hy daar vir die bord, so dis sit daar, kyk, waar dan nie mense is hier, dat hy kan ingaan, want die mense ken hom ons daar in Vogwil. Hy sê toe, hy so, kom hy loop die leraar in. En hy kom uit, hy sê, vir wie leraar, wat sê jy? So hy sê, ek het ook gedrank koop om in die vrugtekoek te gooi. Dit is al twee daar. Ek en Steven het ook altyd gedoen. Want sy bak nie meer vrugtekoek nie, ek sê mos ek word maar. Ag, dit is 'n voorreg gewees om hier te wees vandag. Kom ons buig net ons hoofde. Groot Vader, hou die hand oor ons. Gee dat ons nie self wetties sal word nie, Vader. Dat ons nie kyk wat ander mense verkeerd doen nie, maar dat ons eerder kyk wat's verkeerd in ons eie lewens. Vader, gee U die genade dat ons kan bly by U woord. Ek vra dit alleen op genade. Amen.